Eva geslag was die wêreld nie wat dit was nie. Is dit waar, dierbares? Ons hoor dit gereeld, maar ek wil vanmôre vir u kom confirm, God never defined women by their failures. And not just women, but everybody sitting here, God never defined us by our mistakes and by our failures. And if we look at the Bible, we can see references where God still uses women. It's demonstrated in the Bible. When we look where Eve experienced a fall, Esther brought deliverance. Waar vreesvroue wou stil maak, het Deborah opgestaan en 'n volk gelei. Waar verdriet en smart Rut wou breek, halleluja, het God haar gebruik om deel te word van 'n geslagslyn van Jesus Christus. Waar onvrugbaarheid vir Hanna skande gebring het God vir haar Samuel gegee, een van die grootste profete. Halleluja! Waar die samelewing, die Samaritaanse vrou gesê het sy is gebroken en onwaardig is sy bestempel, het Jesus haar gebruik as 'n kragtige getuie wat baie mense na hom toe gelei het. Waar Martha oorweldig was met so baie verantwoordelikhede, net soos ons almal hier vanmôre, en die Here vir haar gesê, sy teenwoordigheid is groter as enige druk. Daar's baie wat ek kan noem, die het ook genoem van 'n vrou in die Bybel, and where a young virgin named Mary felt unqualified, hallelujah, God used her, hallelujah, God used and chose her to carry the Savior of the world. So we were never created without purpose. Vanmôre het ek vir gelees die verhaal van Esther, of nie die verhaal nie, net 'n gedeelte. Ons ken almal Esther se verhaal. En vanmôre net om 'n background te gee, gaan ek net vir u so 'n paar punte noem. She was a woman, her name was Esther. And the Bible said her life began as an orphan in the Bible when we first met her. She was an ordinary woman and she grew up with a cousin Mordecai. Die woord van die Here sê, sy het haar ouers verloor en Mordecai het haar groot gemaak, soos sy eie dogter. En soos ons lees in die Bybel, het die koning van Persia 'n koningin gesoek, en soos dinge aangaan, long story short, het Esther in die paleis beland as Queen Esther. Maar in dieselfde paleis was daar 'n man met die naam Haman, wat evil plans had om die Jode te destroy, waarvan Esther een is. En ons sien, toe Mordecai dit uitvind, toe stuur hy iemand na Esther toe om vir die boodskap te gee en te vra, pleit net by die koning vir ons. En hier kom hierdie instruksie nou by Esther, maar daar was een probleem. Niemand gaan na die koning toe sonder dat jy gesamel is, en dit kan jou lewe beteken. En na alles sien ons Esther het haar dapperheid gevat, en sy het gegaan en sy die koning approach, en na alles het daar verlossing gekom vir die volk. En het so gebeur dat die koning vywe aan haar gegee en 'n hele nasie is gered terwille van Esther. Maar as ek so gaan kyk in Esther se lewe, as ek dink, as jy 'n gewone orphan meisie is, en all of a sudden is jy nou 'n queen in 'n palace, dan dink jy mos wat nou, I am going to live the soft life now. Is dit nie waar nie, waar? Jy dink dit gaan nou smooth sailing is. Maar net Esther geweet die challenges en die obstacles wat vir haar wag. Maar net sy geweet hoe haar faith en haar purpose getoets gaan word. Net so baie van ons vanmôre hier sit, baie keer het jy gebid vir iets by die Here. Jy weet, ek en Louise, die ding wat ons altyd noem, wat ons sê, baie keer antwoord die Here onmiddellik. Baie keer van die Here 'n tydjie om te antwoord. Miskien sit hier nog mense wat wag vir beantwoorde gebede. Maybe sit die mense wat al reeds geantwoord is. En dan gee die Here dit wat vir u hom vra. Maar na verloop van tyd sien jy dinge is nou nie weer so lekker nie. My gebed is verander, na all of a sudden gaan dinge skuins. En ek bevraagteken
ons Here. Net soos Esther beland het in hierdie situasie, wat sy gedink het, alles gaan mooi loop. Maar toe kry sy die opdrag om haar lewe en rus te stel, om die koning te vys vir haar volk. Halleluja. Maar wanneer het Esther geweet, agter hierdie obstakels wat sy moet deurmaak, is daar 'n deur van oorwinning. En as ek vanoggend hierdie sermon van my 'n titel moet gee, dan sou ek sê, the hidden doors behind the obstacle. Halleluja. En ek gaan net kyk na net so 2 of 3 obstacles wat Esther moes deurgaan. Die eerste obstacle waarna ek kyk, is the obstacle of being an orphan. Jy weet, as jy 'n weeskind is, dan voel dit altyd jy het 'n agterstand. Jy het 'n identity crisis, not identity crisis, but you have questions about your identity. Where I'm from, how would I have turned out to be? En baie keer van ons, jy weet, jy hoef nie ouerloos te wees om wees te voel nie. Baie keer is challenges en obstacles so geweldig groot op jou lewe, dat dit jou alleen voel, dit laat jou wees voel. Baie keer beklei jy met emotional battles binne in jou, dan is jy surrounded by so baie support, but you feel like an orphan. And this morning I want to tell you, behind the obstacle of being an orphan, there was a door to the palace. I want to tell you this morning, whatever you're going through, if you may feel like an orphan this morning, because of what you're going through, there is a door, a hidden door to your palace. Hallelujah. En jy weet, as ek kyk, as Esther nie connected was met Mordechai nie, sou sy dalk nie in die paleis beland het nie. En dan wil ek vir u vanmôre sê, is so belangrik, dat die Here, baie keer connect die Here jou met iemand, of met iets, waar jy wil gebruik, deur die persoon, deur die situasie, om jy jou breakthrough te gee. But if you are not on that position, when the opportunity arises, you will lose the breakthrough. Soos wat vanmôre vir die Here bid, dat hy ons altyd so instel, dat ons waar ons moet wees, dat hy ons daar sal plaas. En wat ek ook opgelet het, Esther het nooit vir Mordechai gedisregard nie. When God gave you somebody in your life, which He used to upgrade you, to elevate you, never disregard where you are coming from. Moet nooit vergeet wie die Here gebruik het, wat die Here gebruik het, om jou deurbraak te gee nie. Die volgende uitdaging wat Esther gefees het. Esther was 'n vreemde meisie. Die Bybel sê sy jong vrou was die uitdaging van die onbekendheid. Your obstacle of invisibility. Baie keer voel jy so invisible. Of dit nou wees in jou familie, of dit nou wees by jou werksplek, even soms in die huis van die Here, dan voel dit vir jou, jy word nie raak gesien nie. Even in jou gemeenskap, jy voel invisible. Maar ek wil vanoggend vir u sê, behind the door of invisibility behind the obstacle of invisibility, there is a door to influence. Because while nobody knew about Esther, God was preparing her to be an influence to the nation. So as jy hierdie seisoen van onbekendheid gaan, weet vanmôre, die Here berei u voor, in die stilte, aan die agterkant, waar niemand is sien nie, en op die regte tyd, dan gaan hy op die platform sit, to be an influence to your family, to your children, to your nation, to whoever you are connected to. Don't disregard your season of invisibility. Jy weet, 1 Petrus 5 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van die Here. Halleluja! En op die regte
tyd sal hy jou verhoog. Kan ons die Here prys gee nie? Sê vir die persoon langs aan u, embrace your season, what you are going through now. I don't know what you're going through. I don't know what you're battling with. Embrace the season. Want op die regte tyd, halleluja, op die regte tyd, gaan die Here vir jou deurkom. Another obstacle that Esther battled with was the obstacle of fear. Jy weet, toe die boodskap kom, ek kan net imagine hoe sy moes gebewe, hoe sy moes gevoel het, sy moet nou die koning gaan face, en haar lewe is in gedrang. En wat ek moet oplet van Esther, she was a very obedient young lady. Do we have such obedient young ladies here? Say amen. Sy kon vir Mordechai gesê dit, nee Mordechai, ek kan nie. Sy het niks om te verloor, want sy is Queen Esther. Maar die woord van die Here sê, sy het haar courage geneem, maar voor dit het sy gevra, bid julle saam met my. En sy het gevra, hulle moet saam met haar vas, sy het gevra, hulle moet saam met haar bid. Jy weet, hier waar is party battles in jou lewe, nodig jy 'n army om saam met jou te bid. Wat die intentions, wat jy moet weet, vir wie kan jy na uitreik en sê, bid saam met my. Halleluja. Die woord van die Here sê, en toe gaan sy, ons het gelees, then the king said to her, what is troubling you, Queen Esther? Die koning kon daar gestop en toe vir haar vra, wat is fout met jou? Wat benodig jy? Maar jy weet, hy gaan verder. Esther moes eers in die eerste plek daar gewees het, nie waar is. Sy moes eers in die eerste plek daar gewees het, en sy vriend, die koning vra vir haar die vraag, en dan gaan die koning verder, die koning sê, whatever you ask, it will be given unto you. You know, one thing about my Father, one thing about my God, as die Here deurkom, when He shows up, He shows off. He shows off. Jy sien die koning vra vir hom, wat soek jy? En die koning offer even die helfte van die koninkryk. Efesiërs sê, whatever you ask for, my Here is in staat om jou meer te gee, dit waarvoor jy gebid het. Ek weet nie waarvoor jy die Here vertrou vanmôre nie, maar hy is in staat om jy meer te gee, dit waarvoor jy gebid het. Jy weet die Here het al reeds vir Esther 5 gegee, nog voor sy na die koning toe gegaan het. Maar sy moes haar dapperheid gebruik om die 5 te activate. Van agter die obstacle van fear was a hidden door to courage. And the courage activated the 5. Ons lees dit in Corinthians waar hy sê, no eye has seen, no ear has heard. What not even came up in the human mind, that is what God has prepared for you this morning. And then we get another obstacle, the obstacle of Haman. You know, Haman was there for destruction. I don't know what is there in your life that wants to destroy you this morning. But behind that hidden door of destruction, the hidden door of deliverance. Behind the obstacle of destruction is the hidden door of deliverance. Ek weet nie wat daar is vanoggend, dat u van weet, soms weet ons nie eens van dit nie, maar daar is situasies wat beplan word om ons te destrooi. Maar ek is vanmôre hier om vir u te sê, Esther het bewys, that there is a hidden door where God will come through and He will give you the deliverance. You see, the obstacle is eintlik die deur. The obstacle is eintlik die deur. As jy nie deur het gegaan het nie, dan sal jy nooit die hidden door besef het nie. As daar nie 'n
was nie, sou daar nie 'n palace gewees het vir haar nie. As daar nie vee was nie, favor experience het nie. As daar nie 'n Haman was nie, sou daar nooit deliverance gewees het nie. Jy weet, dag vir dag, face ons verskillende obstacles in ons lewe. En ek het net vanmôre vir u so 'n illustration hê. Halleluja. Maar Nestor het gepraat van bou. En vanoggend wil ek vir u wys, baie keer ons vaar ons op bou. Baie keer lyk ons lewe soos hierdie. Ons ervaar so baie obstacles en hindernisse in ons lewe. Baie keer gaan ons deur dinge en vanmôre in die geestelike riem wil ek u hê ons moet 'n geloofstap neem. If there's any obstacle in your life, dat ons dit vanmôre kom afbreek. Because you know the Lord says, I am here with you. Whatever you go through, I will never leave you, nor will I forsake you. Jy weet, so 'n paar weke terug, praat iemand met my, met 'n gewone geselskap. En die persoon vra vir my, vertel my 'n bietjie jou storie. As ek vanoggend die mic vir iemand kan gee, weet ek as baie mense, you have a story to tell, because everybody see your glory, but they never know your story. Ons reaksies, jy's net daar vir iemand, wat jy weet, hy gaan deur iets waarvan jy bekendheid dra. En sy vra vir my, hoe het jy gevoel? Hoe voel jy nou? Wat het gebeur? En ek vertel vir haar, en sy sê vir my, you know what, I can see how God has prepared you for your ministry season. Sy sê, sy het altyd gewonder, me the strength, that gives me the deliverance, that gave me the testimony. And this morning I want to encourage you, beloveds, moet nooit die obstacles sien en nie dink, daar is deur die obstacle. You know, there will always be disappointment, but there will always be great and divine appointments with the Lord. There will always be rejection, but ons het altyd die Here se aanvaarding. Daar sal altyd storms op ons lewensreis wees, maar ons het altyd ons verlosser, wat saam met ons deur die storms gaan. Ek wil net vanmôre opstaan in hierdie plek terwyl Brother D vir ons ietsie sing. And then I want to ask you this morning, whatever you trust God for, don't let this moment pass you by. Even though you don't see your obstacle here, daar's so baie wat ek kan meer relate vanmôre. Daar's baie wat nie op is nie, maar ek weet, dit is challenges wat ons elke dag mee deel. Vrees mag u probeer oorweldig, maar die Here verseker ons, hy is groter as enige storm. So ek gaan vra dat u opstaan in hierdie plek, en as u vanmôre die Here vertrou, om vir u deur te kom, nou is daar die oomblik. Halleluja, 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 Jesus. Jy weet, as jy dalk dink, daar was opportunities wat jy gemis het, en die Here vir u wil breakthrough gegee het. This morning is a second chance to say, give me, Lord, another chance this morning. Kom ons sing, ons maak ons oor toe vanmôre in hierdie plek, en ons vra die Here om vir ons deur te kom. As jy vanoggend iets sien wat nie op hierdie bord is nie, kan jy vanmôre net 'n geloofstap neem, en dan kom jy na vore, en jy vat enige een wat jy sien, en jy breek dit vanmôre af.
En ons sit dit vanmôre neer by die voete van die Here. Halleluja. Jesus. Halleluja. Oh yes. Deur van die exercises ons ook net die deur oopmaak. Die obstakel is daar, maar die deur is agter die obstakel. Is daar nog 'n paar mense wat iets wil kom afhaal? As dit ook vir jouself nie, vir iemand wat jy wil voor instry, wat nie is nie, dat ons die deur van obstacles vanmôre oop. Kom ons sit dit neer op die vloer en ons vertrou die Here dat die Here ons deure gaan oopmaak. Amen. I serve Him, the sweeter He grows, the more I love Him, more love Him. De hoef nie net vir ons as 'n kom aanhaal nie, maar as ek kan kom aanhaal. It's like heaven, my heart, overflow. I serve Him,
I serve you, the sweet Jesus. Oh, I serve you, the Vader, Here, terwyl ons vanmôre hier voor staan, daar is vir ons deurbraak weggewerk. Daar is vir ons oplossing weggewerk. Daar is vir ons enige iets wat in ons harte opkom vir ons weggewerk. Baie dankie vir die belofte wat U gee dat U 'n geopende deur gegee het. En niemand kan daardie deur toemaak nie. So baie kere, Here, kom die obstacles en hulle wil probeer om die deure toe te maak. Vanmôre kom in die naam van Jesus, dat elke Vader, Here, elke obstacle wat in ons pad staan, dat dit vanmôre sal verdwyn, sodoende dat U ons oë sal oopmaak, that we will always see the hidden God. Here, sodoende dat die obstacle, onze focus is te erg, Vader, Here, teen die obstacles vas. Ek bid nou vanmôre dat U ons oë sal oopmaak, my God, Here, dat ons die glorie van U sal sien, dat ons sal weet, Here, U sien ons, Here, en dat ons ook vir U sal sien, my God, want wanneer ons vir U sien, dan sien ons die geopende deure wat voor elke een van ons is. My Vader, Here, dat wanneer ons sit en ons kyk na U, Here, dan sien ons net ons oorwinning wat op pad is. Leer ons, my God, Here, dat in elke omstandigheid, dat ons U sal eer, dat ons U sal prys, dat ons U sal aanbid, dat ons U naam groot sal maak, want U is groter, Here, U is almagtiger, is enige ding waardeur ons gaan, my Vader, Here, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U naam, wat heilig is, en daar die heilige naam van U, my God, Here, omstandigheid verander, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Ek kom, my Vader, Here, en ek kom trap op hierdie obstacles. Ek kom sit die duiwel onder my voete neer, in die naam van Jesus. My God, Here, want hy het die mag oor U. Let our obstacles not become the locks to our open doors. Amen. Laat onze obstacles nie die sleutel raak aan onze deure toe nie, maar dat die Here ons sal help dat ons deur sal sien en die deur aan die ander kant sal raak sien. Wat was Esther gevra?
gee, wat wil jy? En toe hy antwoord word gevra, wat pla jy? Dat wil jou pla moet nie die lok wees wat die deur maak. Laat dit liewer sleutel is vir ons om deur die deur te gaan. Baie dankie vir die geseënde woord. Kom ons gee vir die Here. Hy werklik baie mooi. Amen. Kom ons gee die Here prys. Ek wil daarom net voor ons loop. Net vir my dans vra. Om net vir ons twee gevleelde woorde te sê vir Vrouedag. Ek kan nou nie by my het en sy los nie iets by ons doen. Amen. Kom ons gee vir Anneke. Ek wil vir elkeen vanmorgen baie sê, ek vertrou die Here en U iets gegee om juist toe te gaan. You are not here by coincidence. God sent you here this morning. Amen. Nou my begroeting vanmorgen pastoor en juffrou Blou, pastoor Russell en sy begroeting. Almal hier teenwoordig, die kerkraad, die gemeente, die pragtige vroue is ek het dit geniet. Het was vir my goed om hier te wees. Ek dra baie seën weg. Nou, baie dankie, Suster Lindie vir die geleentheid. Ek het al 'n geleentheid gehad, maar ek eer die Here vir hierdie een. Ek wil al die pragtige vroue, wil ek 'n geseënde dag en 'n geseënde vrouemaand toewens. Hier het baie uitgegaan, ek dink ons het almal gestig vir ons en ons is gestig. Maar ek wil vir u aanmoedig om u rol as vrou in die huis, in die kerk, by u werk, in die gemeenskap, om die rol te vervul. Ons is diergekom. Jy weet die mans is so diergekom, maar ek weet die vrou is net spesiaal. En ek dink, soos ek net nog gesê het, ons is 'n uitverkore volk. Ons is toegerus. En ek wil vanmorgen die dames bemoedig. Dit was so goed, dit het Suster Lindie gesê, die stene wat ons afgaan. Ons moet nou net bou, soos wat ons Suster vir ons gesê het. Ek wil vir u 'n baie geseënde tyd toewens. Ek verneem, u gaan môre 'n bietjie uit. Geniet dit. En onthou, dit wat u hier geleer het, u gaan uitdra. En weet dit, dat dit waarmee die Here u elkeen toegerus het, die Here sal dit volbring. Die Here sal dit volbring. Hou goeie moed, bly by die Here, speel of iemand die een rol met u goed. Onthou, u is spesiaal, u is waardig, u is geliefd, u is gemaak volgens die wil van die Here na sy beeld. En ek dink as dit net in ons gedagtes is, ek is geskape volgens die beeld van die Here, dan is dit alles. Wanneer ons beproewinge kry op die pad, of die obstakels, soos Suster Lindie gesê het, nee, mens kom uit deur op. Ons het vandag geleer, dat agter elke obstakel is daar Here. Ook, u is toegerus, u is toegerus, en die Here sal vir u lieflik sê. As jy gesien die is, my werk is klaar. Ek wil vir elkeen baie dankie sê. Our visitors, thank you for being here this morning. Ek wil vir die dames van Sprite sê, kom ons gee vir hulle pragtige handeklap. En ons gaan bedien met koffie en tee. Volgende week gaan Coke se dames
vir ons wonderlik deurkom. Amen. So asseblief die bares kom volgende week so bietjie vroeër, laat die kinders 'n koppie koffie of 'n koppie tee geniet saam met ons. Nou ons is môre op pad, Suster Rina, het jy al vir ons 'n tyd? Gaan ons op die groep. Ons gaan vir die tyd deurgee vir môre se vertrek, die eendag konferensie. Ons moet vir die vroue bid, die persoon wat die seën kom uitspreek, moet ook net die vroue klaar toerus vir reisgenade. Ons gaan 'n eendag vroue konferensie in die kant van Elim en ons gaan 'n wonderlike tyd hê. Ek wil vir die vroue sê, geniet die res van Vrouedag. Mag u bederf word, en soos ek gesê het, as u nie bederf word nie, koop vir jouself 'n roomyskool sommer by KFC en bederf jouself. Amen. Ek wil vir julle dankie dat julle hier was. Het is altyd goed om julle by ons te hê. Amen. By ons. Mag die Here elkeen vanmôre seën. Amen. Groete in die wonderlike naam. Suster Lindy so van Elim praat. My moeder het daar begrawe. Amen. Hy's wat. En hele familie, broers en susters, hulle lê daar begrawe. Ek skaam my nie vir hierdie klein plekkies. As dit nie vir hulle was nie, dan sou ek hier wees. Amen. Dierbare is die week se afkondigings. Ons kon nog nie verlede week die online session hê, so ek vra tog verskoning. Die program wat ek bygewoon het, ek het net so voor 7 losgekom, net so op pastoor. So ons sal dit nou die week se Dinsdag hê. Julle hoor mos nou wat Suster Lindy gepreek. U gaan kom praat oor die boodskap. Amen. Die Here seën. Ek het klaar die link gemaak, pastoor, ek sal hom nou post. Daar in die groepe sal ek hom opsit. En dan vir die susters wat ry, julle moet 'n veilige tripie hê môre en 'n geseënde tripie. En dan Woensdag het ons die middelweek service, donderdag 10:00 die biduur. Melas, ons hoor net jou stem daar agter. Vrydag aand is dit die jeug, Sondagoggend weer die Sondagskool om 9:00 en dan 10:00, soos Suster Lindy gesê het, ons erediens. Maar ons looi, ek weet nie of ek het gedink Suster Lindy, koud bestaan nie eintlik weer nie. So, weet nie waar, loop nie nog, koud nie, sorry. Ek het die verlede week gesê, as julle nou loop weet julle koop saam met die kos, maar die mense wil met die amen. Kom ons sing op die bene, die maar as ek ons van die seën. Amen. Prof, wil jy iets sê? Asseblief, niks van koop nie, ek vraag jou asseblief. Family, it seems like it's the enemy working now very hard. The Wi-Fi is not working. I want the next on the screen, but allow me to announce with our first round of the bottom-up drive, we projected a 12,000 rand, but we got in a 16,360. Ons het oorgegaan met 'n 4,363 rand, het ons meer ingekry. Pastoor, kan ek maar die bedrag nou lees of moet ek maar announce op die groep? Moet ons maar die groep announce? Maar ek gaan die wenspan en hulle bedrag aankondig. Kan ek? Wie is dit? Hoe dink jy dit gaan werk? Snap nie. Maar die wenspan het ingesamel 5,603 rand. Dit is niemand anders as Spruit! Ek sê maar niks nie. Kom hier, dierbare as ek sê niks nie. Amen. Kom ons bid julle vir die dierbares wat ry. Kom ons sluit die oë. Amen. Dierbares, ek het my meeting Vrydag vir die mense gesê die effens count. So
Nou nie maak die bedrag teen jou kop vassit. Ek wil net 'n korreksie maak op ons projekbestuurder se aankondiging van die 16.000. Ek en hy was nog nie in Spanne nie. So, ek en hy het elke ene R1000 gekontrak. So daai totaal is 18.000. Wat ons is 2.000. Hy is nou vir ons nou uitgehaal, so ons contribution voor die project is elke ene 1000. Die totale bedrag is 18.000. Kan ons, nie ons gaan die bedrag lees, die efforts kan verspreid word. Kan ek net die projectbestuurder net vir ons sê wanneer is die volgende inbring van die wortels weer? Die waar is ek? Die bedrag van die R20, nee ook by. Nog nie, hy sê, kan jy sal maar. Die waar is onze tweede ronde, gaan ons oor 2 maande die kandidaten weer aan die groepleiers deurgee, want ons gaan definitief, ek wil dit sê, ons gaan definitief 'n blou Sondag volgende maand hê. Ons gaan definitief 'n blou Sondag hê, voordat ons weer by die broodhuis kom, gaan ons kom ons sê blou Sondag! Blou Sondag! Blou Sondag beteken nou dankie die baas. Net so vast, Bernardino, kom ons so daai julle volgende week net, Sister Ernesto, net vir die tyd. Sy het gevra, wanneer kry julle die nuwe wortels? Ek sal met prof praat, as het reg so familie. Amen. Kom ons sluit gou ons oë, dierbares. Die Here sal u behoed, die Here sal u bewaar. Here, en ons bid vanmôre vir reisgenade. Die susters moet 'n trip aanpak. Ons kanselleer vanmôre elke ongeluksnag, liewe Here. En ons bid vir vrede, vreugde, blydskap in daardie trip. En ons bid die seën van die Here saam met hulle, dat hulle 'n geseënde tyd sal hê. Here, ons kanselleer elke ongeluksnag. Dank aan hulle wat voorlangs en agter hulle sal beweeg. Die voertuigbestuurder, Here, hou hom nigter, hou hom wakker. Elke ding wat hy voertuig aan mekaar sit, van die bande, die engine, die ruit, elke ding wat dit 'n voertuig maak, liewe Heer, ons kanselleer elke ongeluksnag. Here, in terselfdertyd wil ek ook bid, Here, vir tyd, my koning, dat elke suster op tyd reg sal wees, sodat wanneer die drywer hulle optel, Here, dat hulle met vrede sal ry, met eer en met danksegging. Ons bid ook vir 'n geseënde diens, Here, en wanneer hulle ander kant bedien sal word, seën die voedsel, seën elke ding. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, sy troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees, bly met ons almal, en hulle wat op die Here verwag, sal sê Amen.